Goeiedag. Dit lyk daarom of die somer al pad is, lekker warm. Ons lees vandag saam uit Jesaja 32. Deewold gaan vir ons dit op die skerm gooi. En die tema is niks is onmoontlik. Nothing is impossible. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir 'n somer wat op pad is. Dankie vir reën wat ons gekry het al. Here, daar is nog baie plekke wat reën nodig het. Asook mense wat reën in hulle lewens nodig het. Met wie dit swaar en moeilik gaan. Here, ons vra dat U met elkeen sal wees wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dankie vir ons gemeente. En dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie vir U goedheid. Amen. Reg, ons lees Jesaja 32 vanaf vers 1. Dit is die woord van die Here tot Jeremia, dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia, koning van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser. Die leer van die koning van Babylonië was toe besig om Jerusalem te beleer. Die profeet Jeremia was ingeperk in die binnehof van die wagte se kwartiere, wat in die koninklike paleis van Juda was. Want koning Sedekia van Juda het hom daar ingeperk deur te sê: "Waarom hou jy aan profeteer en sê, so sê die Here, kyk, ek gaan hierdie stad oorgee in die hand van die koning van Babylonië. Hy sal dit inneem." En dan lees ek weer vanaf vers 14 af. So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopkontrak, die verseelde een, en die oop afskrifte en plaas dit in 'n erdekruik, sodat dit vir 'n lang tyd behoue bly. Want so sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, daar sal weer huise, land en wingerde in hierdie land gekoop word. Ek het tot die Here gebid nadat ek die koopkontrak vir Baruch, seun van Neria, gegee het. Ag Here, my Heer, kyk, dit is U wat die hemel en aarde gemaak het. Deur U groot krag en uitgestrekte arm. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys troue liefde aan duisende, maar vergeld die sondeskuld van ouers en die skote van hulle kinders na hulle. Groot en magtige God, wie se naam die Here, Heerser oor alle magte is. U wat groot en raadsbesluite en groots en die uitvoering daar is. Wie se oë oop is vir alle optrede van die mensekinders, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. U wat tekens en wonders verrig het in Egipte land tot vandag toe nog, en sowel Israel as onder die mensdom en vir U naam gemaak het soos dit vandag is. U het die volk Israel uit Egipte land gelei deur tekens en wonders, deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm, en te midde van groot verskrikking. U het aan hulle hierdie land gegee wat U met die eed en hulle voorouers beloof het, om aan hulle te gee, land wat oorloop van melk en honing. Hulle het gekom en dit in besit geneem, maar hulle het nie na U stem geluister nie, en die voorskrifte het hulle nie gevolg nie. Hulle het niks gedoen van alles wat U hulle beveel het om te doen nie. Toe het U hulle al hierdie onheil laat beleef. Kyk, die beleringswalle kom al tot in die stad, om dit in te neem. Die stad is klaar oorgegee in die hand van die Galdeërs, wat daarteen weg vanweë die swaar hongersnood en die epidemie. Wat U aangekondig het gebeur, nou kyk, U sien dit self. Maar U, Here, my Heer, het vir my gesê: koop vir jou die stuk grond met silwer en kry getuies. Maar die stad is reeds oorgegee in die hand van die Galdeërs.
toe die woord van die Here tot Jeremia gekom, kyk, ek is die Here, die God van alles wat leef. Is enige iets onmoontlik vir my? Is enige iets onmoontlik? Jy kan gerus na die liedjie gaan luister van Koos Kombuis. Almal wil 'n huisie by die see. Almal weet die struggle is verby. Wie smag nie daarna om 'n huisie by die see te hê? Dis mos lekker. Dis lekker om 'n plek te hê wat jy so kan uitkyk en dan sien jy die son opkom oor die see. Dis ons droom. En ek het toe besluit ek gaan vir my huisie by die see koop. En het ek nou bargains gekry, mense. Die probleem is net so 'n bietjie ver. Die een plekkie wat ek kon kry was in Gaza, en die ander plek wat ek kon kry is in Oekraïne. Ja? Dit sal ons malligheid wees om daar te bly. En die slim ouens sê daar's 3 dinge waarna jy moet kyk as jy eiendom koop. En dit is ligging, ligging, ligging. Of anders gestel, posisie, posisie, posisie. Mense sê, dit is beter om 'n slegte plek in 'n goeie buurt te koop, as 'n goeie plek in 'n slegte buurt. So ek dink dit sal dom wees om nou eiendom aan te skaf in plekke soos Gaza en Oekraïne. Dit maak net nie sin nie. En as iemand so iets doen, sal ons hom uitlag. Sê maar jy is bietjie van jou broodjie getik. Jy is so bietjie mal. Jy dink nie voor jy doen nie. Jy het nie 'n gesonde verstand nie. En ons sal ook sê, toe verstand uitgedeel is, het die ou bietjie ver agter in die ry gestaan. Maar die Bybel is vol van sulke persone. En daarom sê ek vanoggend, maar niks is by God onmoontlik nie. Abraham, hy bly lekker saam met sy ouers in hulle grondgebied. En dan moet hy vertrek na 'n land toe. 'n Land wat God aan hom beloof het. En hy los alles net so. Moses boer lekker vir sy skoonpa. En dan sê die Here vir hom, jy moet terug aan Egipte toe. Daar waar jy vermoord gesoek word. Jy moet die volk gaan lei na 'n land wat jy nog nooit self gesien het nie. Dis absurd. David is gelukkig, hy pas skape op, is die jongste van die kinders. Wat moet hy doen? Hy word koning. En hy's meer op die oorlogsveld as in sy paleis. Amos moes sy lewe as plaasboer opgee, om as profeet in die Here se span te speel, waar hy oordeel oor Israel moet uitspreek. Dink maar aan die disippels, wat alles net so moes los, om Jesus te volg. Hulle visserskuite, hulle visserstoerusting, Matteus sy tolhuisie. En dan praat ek nog nie eens van Noag en sy ark nie. Wat op droë grond 'n skip begin bou. Mense kan amper sê, die dag, die day, het aangebreek. En dit gebeur alles terwyl Jeremia in huisarrest binne die koningshuis is. Want Jeremia het dinge gesê wat die koning nie wil hoor nie. Jeremia het gepraat van ballingskap. Jeremia het gepraat wat straf, dat die Here sy mense gaan straf.
omdat hulle nie na God luister nie, en daarom besluit die koning en sy raadgewers, kom ons sluit Jeremia toe. Ons sit hom agter slot en grendel, waar hy stil gehou kan word. En hier in hierdie somber neerdrukkende tyd, koop Jeremia 'n stuk grond. Terwyl almal in die paleis angstig rondhardloop, koop hy 'n stuk grond. En dan koop hy nogal die stuk grond waarop die Babyloniese weermag sy magte versamel het. Nou daar was gebruik in die Ou Ooste, die nabye Oosterse tradisie, dat as jy van 'n stuk grond ontslae wil raak, moet jy dit aan die eerste een wat die reg het daarop aanbied. So hier was 'n persoon wat ontslae wou raak van hierdie stuk grond, en volgens die tradisie moes hy dit aan Jeremia aanbied. En ek dink nie dit was 'n gewillige koper en verkoper nie, ek dink dit was eerder 'n dringende verkoper en 'n roekelose koper. En ek vermoed dat nie baie mense sou op daardie stadium in eiendom belê het nie. Want dit was 'n slegte tyd om te koop. Want die Babyloniese strooptog beteken dat jy van jou eiendom en grond vervreemd word. Hulle vat alles. Niks bly oor nie. Alles word gestroop. So dis nie 'n goeie tyd om jou eiendomsportefeulje uit te brei. En daar was geen hoop in Jerusalem nie, want niemand kon vir volgende week eers beplan nie. Niemand het geweet wat die volgende dag inhou nie, want oorlog is imminent. Maar Jeremia koop grond. Maar wat Jeremia gedoen het, was baie belangrik. Hy koop die grond om te demonstreer dat daar 'n toekomshoop is vir God se mense. Alhoewel Jeremia vernietiging en straf voorspel, selfs terwyl die vyand se lawaai buite die stadsmuur gehoor kan word, is daar steeds hoop vir God se mense. Want God is steeds teenwoordig. Die aankoop van hierdie stuk grond wys Jeremia, maar ek stel my vertroue in die Here. Jeremia weet dat die toekoms van God se mense nie afhanklik is van nasionale veiligheid of finansiële sekerheid nie. Hy weet die toekoms is afhanklik van die lewende, almagtige God. En omdat die toekoms aan die Here behoort, is daar altyd rede tot hoop. En dis dieselfde boodskap wat Jeremia vir ons moet gee. Jeremia wil vir ons ook sê, jy kan lig wees in hierdie donker land van ons. Jy kan lig wees in 'n land wat uitmekaar uitval. En ek vermoed baie keer skud die ongelowiges hulle koppe as hulle kyk na dit wat ons doen. Ek dink baie ouens sê, maar julle kan ons beter dinge doen met julle tyd en geld, as om sendelinge te onderhou, as om kinders in pleegstorg te neem, terwyl jou kinders al groot is en uit die huis uit is. Om vir arme mense kos te gee, wat in alle geval nie wil werk nie. Want ons vermors onnodige tyd en onnodige geld. Hoekom mors julle geld op klereprojekte, waar die mense in afval net die klere gaan verkoop? Waarom maak julle soppe mors geld en tyd op onbenullige mense? Hoekom doen julle hierdie dinge terwyl die land brand? En dis juist daarom dat ons dit doen. God roep ons op om dinge te doen wat na malligheid lyk.
Maar ons doen dit omdat ons hoop in Jesus Christus gewortel is. Want ons is, soos Psalm 1 sê, 'n boom wat geplant is langs waterstroom, wat lewe gee. En daarom vergeet van die Suid-Afrikaanse regering en hulle leë beloftes. Vergeet van mense wat heeldag op hulle hande sit en niks vir die land beteken nie. Vergeet van jou geld, die aandelebeurs. Vergeet van Eskom. Jou hoop is gewortel in Jesus Christus alleen. Want die Here is teenwoordig in ons hede, en hy sal ook teenwoordig wees in ons toekoms. Dit maak nie saak wat die lewe na ons toe kan toegooi nie. Die Here is deel van ons toekoms. En vers 27 sê, is iets vir my onmoontlik. Dis hoekom Jeremia grond koop terwyl die Babyloniese weermag in sy nek blaas. En dit is hoekom ons God se roepstem kan volg, terwyl dit baie mense so oorverregaande en dommig lyk. En onthou, jy is nie alleen nie. Jy is in God se palm. Jy is in die palm van God se hand. En niks is vir die Here onmoontlik. Ons hoop is gewortel in Jesus Christus. En ons moet belê in hoop, want dit is 'n goeie koop. Niks is vir God onmoontlik. Ek sluit af. Jare terug, toe ek nog swat, toe trek ek 'n woonstel in. En nou moet ek vir myself kos maak. En ek weet nie waar ek aan die bordjie gekom nie. Ek kom hom toe op in my kombuis. Nothing is impossible. Maar fyn onderstaan geskryf. If you do not have to do it yourself. Nothing is impossible. You don't have to do it yourself. Maar Jesus is saam met jou. En as Jesus saam met jou is niks onmoontlik. Nothing is impossible if you don't have to do it yourself, but trust Jesus to do it. Amen.